Goeiemôre al julle pragtige mense hier op die 25ste Februarie 2026 en welkom by nog 'n video van die Federale Alliansie van Suidelike Afrika. Daar is 'n hele klomp rep en roeringe onder die verskeidenheid groepe en daar gaan nou môre weer so 'n roering wees van waar konings nou met 'n Afrikaner groep gaan praat môre hierso in Pretoria. Ek wil net 'n bietjie meer uitvind daaroor. Die een koning wil graag hê ek moet dit bywoon, maar ek moet eers uitvind daaroor. Voordat ek net my kop in 'n byenes insteek wat absoluut onnodig is, jy weet. So vandag gaan ons aan met Siener se goed en die briewe wat geskryf is aan Boy Moesman. En ons gaan verder praat oor die profetiese rede. Nou ja, toe. Ek sukkel elke oggend met my oë en miskien is dit maar net hoe sê hulle? Jy het reeds skoon gemaak, Jan, goeiemôre. Jy het reeds skoon gemaak, maar dan bly daai gevoelendheid van jy moet nog skoon maak of ek weet nie hoe dit werk. Maar elke oggend as ek hier besig met my oë, oor of 'n ding. Is jy ook daar, Jan? Miskien is dit die ouderdom. Ek weet nie so mooi nie. Vat hom nie so lekker nie. Ag, en my koffie is ook klaar. Ek het nou 'n lekker koppie koffie gekry vanoggend en ek het hom te vinnig gedrink. Ek het hom wragtig waar te vinnig gedrink. En hy is klaar. Ek sê dit redelik hard. Het gaan ook nie help nie, want daar's oorfone in. In elk geval. Ek sê vir die mense my koffie is leeg, maar jy sit met oorfone in. Maar in elk geval, kom ons kyk wat sê die briewe, ons kyk wie kom op, ons kyk ons kyk wat ons vandag kan sien. Jy weet, daar's 'n klomp goed hier so. Die eerste ding waarmee ek wil begin, ek gaan nog net so 'n kansie gee vir nog so 1 of 2 mense om op te kom. Maar die eerste ding waarmee ek wil begin is een van die hartseerste stukke wat nog ooit geskryf was deur enige profeet. Selfs die profeet Hosea het nie so 'n hartseer stuk geskryf nie. En hierdie is 'n absolute hartseer stuk wat hier so geskryf word. Miskien moet ek net my goed so 'n bietjie draai, want ek kan dalk 'n varsetjie kry. Ok, dit sal miskien 'n bietjie help. So ja, daar is hy. In elk geval, Lofty is hier so en Pieter is hier so. Goeiemôre julle. So ja, jy weet, ek weet nie nou hoekom ek in hierdie rigting gaan nie. Jy weet, baie keer moet 'n ou, goeiemôre Mani, baie keer moet 'n ou luister na die gees van die Here. En ek wil net gou vinnig kyk na hierdie stuk, en dan gaan ek hierdie stuk van Siener met julle deel. Ou kan hierdie goed probeer vergelyk met die Bybel, maar jy gaan nie regtig sukses hê nie. O, hier is dit, ja. Dit is in Hosea 1, né? Waar die Here vir die Hosea opdrag gee om met die oorspelige vrou te trou. Né? En kyk hoe sê die Afrikaans dit. Hierdie is rowwe Afrikaans, né? Julle moet nou verstaan. Party mense hou nie daarvan om hierdie gedeeltes van die Bybel te lees nie. Maar hierdie is nou rowwe Afrikaans. Luister gou hierso. Die begin van wat die Here met Hosea gespreek het, die vers 2. Die Here het aan Hosea gesê. Dit is die eerste ding wat die Here vir Hosea sê. Dis nie asof hy hom 'n inleiding gegee het, maar nie. Pieter, Jan, Lofty. Dis nie asof hy vir hom 'n inleiding gegee het nie. Dis die eerste ding wat hy vir hom sê. Hy sê vir hom, gaan heen, neem vir jou 'n hoervrou en hoerkinders, want die land het grootliks oorspel bedrywe deur van die Here afvallig te word. Hannes, goeiemôre. Dit is die eerste ding wat die Here vir Hosea sê. Né? Dis eintlik in my
in my oë, is dit 'n hartverskeurende storie, hierdie van Hosea. Ek bedoel, hy het nie 'n keuse nie. Hy moet dit doen. En ons gaan nou sien, wat gebeur met Siener. En in die volgende hoofstuk, gee die Here sy redes, hoekom hy dit doen. En in vers 3 sê die Here vir Hosea, en die Here het vir my gesê, gaan nog 'n keer bemin 'n vrou wat bemin word deur haar vriend. Maar wat oorspel bedrywe, net soos die Here die kinders van Israel bemin. Ek het haar toe gaan koop vir 15 sikkel silwer. Hy het die vrou wat hy laat gaan het hy weer teruggekoop. So Hosea se verhaal is seker een van die hartseerste verhale in die Bybel. Nou kom ons by Siener se verhaal uit. Kyk nou hierso in Siener se verhaal, né? Luister nou na hierdie ene. Hy begin so. 10 November 1921. Die mis trek oop en toe staan die wa klaar gelaai met gerwe. Toe lê die gerwe langs die vloer. Gerwe, Afrikaner, Boere. Maar die gerwe lê op die vloer. Wat se vloer is dit? Dis 'n dorsvloer. Dis altyd 'n dorsvloer. En hierdie gerwe gaan nou uitgetrap word. Iets gaan nou gebeur. Kalme goeiemôre. Iets gaan nou gebeur, né? Wat Siener nooit kon van droom. Onthou, Siener is nie by die huis nie. Vrouens is in konsentrasiekampe geneem. Kyk wat gebeur. Ver in die noorde is klein wolkies. Ver in die noorde is klein wolkies. Hoekom bring Vader dit in? Jy sien, jy het die Heilige Gees nodig om hierdie goeders te lees, mense. Dis nie duim sê goed nie. Dis het Jolanda wat daar opgekom het. 'n klein profielfotootjie. Jy was lanklaas op as dit Jolanda was. Welkom by ons. Jy moet jou Bybel ken, punt nommer 1. En punt nommer 2, jy moet gelei word deur die Gees van God, daar's nie 'n ander manier nie. Ver in die noorde is klein wolkies. Hulle gee pad van mekaar en die son skyn helder. Wat het Elia gesê vir Gehasie? Gaan op die berg en kyk daar so, wat sien jy? Kom sê vir my. Hy sê, ek sien niks. Hy sê vir hom, gaan kyk weer man, wat sien jy? Hy sê, ek sien 'n wolk so groot soos 'n man se hand. Toe sê Elia ewe skielik, hardloop, hier kom die reën. Siener sien hierdie wolkies, maar hulle verdwyn voor die son. Daar kom nie reën nie. Daar kom nie verligting nie. Daar kom nie reën nie. Daar kom nie verligting nie. Jy kan nie iets lees in die profetiese woord in nie. Jy moet gelei word deur die Gees van God om hierdie goed te verstaan. En hoekom dit daar staan? Kom ons kyk wat gebeur. In die noorde kant in die lig is 'n galery. Dankie liefie. En op die galery is soos die beskrywing van die tabernakel. Met die goue kandelaars. Wat sien hy? Hy sien die hemel voor hom oopgaan. Hy kry hierdie visie van die hemel, want hy sien die kandelaars. Presies soos wat Johannes gesien het in die boek van Openbaring, hoofstuk 4. Hy sien die kandelaars voor hom oopgaan, of hy voor hom verskyn. Hy sê presies so. Maar agter in die galery kom 'n menigte kinders uit en kom af na die suide. Hulle is deur ver in die noorde. Hulle kom af in die suide. Maar hy kyk nie hier op die aarde nie. Hy is besig om te kyk in die hemel. In ander woorde, daar in die noorde is wat? Is daar in die agterkant staan hulle. En hulle kom hier na die voorkant toe. Sien julle die prentjie? Want hy is nie op die aarde nie, hy is in die hemel. So as hy moet kyk na die noorde, hy kyk ver. Dan kyk hy hier na die suide, en dan
kyk hy naby. Hulle kom naby. Die kinders is almal van 10-jarige leeftyd. Almal is wit aangetrek en hulle het blou oë. Dis interessant. Almal is wit aangetrek en hulle het blou oë. Voor die dogters, kyk nou, voor is dogters van Siener, wat in die moordkampe dood is. En een van Siener se suster se kinders, ook 'n dogter en een dogter van Gert van Wyk. Al 4 genoemdes is in die kamp dood. Die 4 is op die voorpunt van die kinderskaar wat afdaal. Oom Niklas sê in lewe was die 4 kinders nie almal 10 jaar, maar so sien hy hulle het ook nie al blou oë nie, maar dit wys hom omdat hy die 4 voorstes ken, en dit is die kampleiers. Die 4 voorste dogtertjies is die kampleiers. En Siener sien waar sy dogters is, en waar sy suster se dogter is, en waar een van sy kennisse van Wyk se dogter is. Hulle is in die hemel. Dan hoor hy uit die kinderskaar, kom die woorde. Dese het die hul lewens gegee, het tot 'n prooi in sy kom gekom om te deel in die vreugde van hul medebroeders en susters. Nou as hy dit in Afrikaans moet sê, hulle het hulle lewens gegee voor 'n prooi wat gekom het. En ons weet wat daai prooi was daai tyd. Dit was die leeu van Engeland. En hulle deel in die vreugde van hulle medebroers en susters. Hulle kom wys, hulle is gelukkig. Hulle het hulle vreugde kom deel. Is dit nie hartseer nie? Oom Niklas sê aan my, as die kinders terugdraai hemelwaarts, dan is hulle oë vol trane. Maar hulle is bly wanneer ons vry is. Is regtig genoeg om van bewoord te raak, nie? Dat Vader van 'n visioen gee uit die hemel uit. Nadat sy kinders na die konsentrasiekampe toe geneem is, het hy hulle nooit weer gesien. Hy het hulle nooit weer gesien. Maar hulle is vry. Hulle is vry. En hulle is bly en vol vreugde dat ons gaan vry wees. Was ons nog ooit vry gewees van hierdie juk wat op ons is? Hierdie juk van Engelse inmenging, Joodse inmenging, Afrikaner liberale inmenging, swart inmenging, wêreldorde inmenging. Was ons nog ooit vry gewees van hierdie juk? En is ons nou vry? Ek weet nie of julle in die agtergrond kan hoor, is daai irriterende trok van die ou hier langsaan. Dis niks wat ek daar omtrent kan doen nie. Hierdie ou reverse en dan reverse hy nie. Hierdie koffie is lekker. Maar ons word vry, man. Ons gaan vry word. Nee? Seker die hartseerste gesig, profetiese gesig wat Siener gesien het. Maar ons is vry. Tien dae later, nee, nie 10 dae later, so 'n maand en, nee, is 10 dae later, 20 November 1921,
toe sê hy, die koring word ryp aan die noorde kant. Die koring word ryp aan die noorde kant. Wat beteken dit? Dit beteken in die noorde van die land is boere besig om wakker te word. En as jy in die noorde van ons land bly, en jy kyk na hierdie video, of as jy enige boere ken, wat in die noorde van ons land bly, stuur vir hulle die video. Ek weet Jaco is noord van my, hy is daar by Bella Bella. Maar die boere is besig om wakker te word. Dis al wat hy ding beteken. Aan die weste kant is die koring vol in die aar. Die weste is reg. Die ouens in die weste is reg. Dink julle nie dat die boere daar in Lichtenburgse wêreld, Ceres, Lichtenburg, daai gebiede, dink jy nie hulle is al geevol vir die instroming van die Swazi en die goed daar in Ceres en daai plekke? Onwettige immigrante wat hier inkom. Die afbrand van die museum in Lichtenburg, die vervallendheid van Lichtenburg. Dink julle nie, hulle is al geevol vir dit nie? Het julle al ooit gewonder hoekom daai gedeelte van die land so vervalle word? Ek het ooit aan gedink. Dit was in daai gebiede waar die, in aanhalingstekens, die ver regse AWB daai tyd meestal geboer het, gebly het. En hulle dinge gedoen het. Vandag se AWB is konservatief regs. Hulle verstaan dat hulle moet saamstaan vir die volk, die hele volk. Boer, Afrikaner, Afrikaner. Die leier verstaan dit, hy verstaan daai taal. Dis 'n ander AWB hierdie. En dis nie dieselfde weerstand nie, dis nie die weerstand van broer teen broer nie. Dis 'n weerstand nou teen korrupsie. Die koring is ryp aan die noorde kant, en aan die weste kant is die koring vol aar. Paar dae later, 1 Desember 1921. In Europa kom 'n groot kom vol varkwors in die gesig. Hierso is daar in hakies geskrywe, die val van Engeland, maar ek stem nie saam met daai ene nie. En ek gaan vir jou sê hoekom ek nie daarmee saamstem nie, want hierdie is bygeskrywe. Want ek het gou hier opgaan en kyk wie die geel praatwerk gedoen. Ek was gaan gooi op. Geel. Dr. Rousseau. Dr. Rousseau het die geel praatwerk gedoen. En die is baie van Dr. Rousseau se goed hierin. En Dr. Rousseau sê hy het dit gesien as die val van Engeland. Maar onthou, hierdie is Desember 1921. En dit is die Eerste Wêreldoorlog. Weer woord wat uitgekom het in Desember 1921. Die afgesnyde koring word bosse aangedra. De Johannesburg kom milies in die gesig, maar verdroog en raak weg tussen die koringstoppels. Eerste Wêreldoorlog. Maar as koring wat nou in bosse aangedra word. Hierdie is nou boere, Afrikaners, wat gaan beklei vir Engeland. Daar was Engelse in Johannesburg gewees, hulle is Kobai, Tata Babai. Daar is 'n kamp wat met 'n blinkdraad gespan is. Ons weet van 'n kamp. Blinkdraad is die militêre linies om dit. Die gras word wit om die kamp. Aan ander woorde, die kamp is hierso vir 'n tyd. In die ooste kom breinperde en my blou perd is ook daarby. Hier is nou 'n interessante gedeelte. Breinperde is leiers, boereleiers. My blou perd is ook daarby.
Met ander woorde, Siener, wat Siener gedoen het, is ook 'n leidende rol. 100%. Want na 21 het hy nie weer gaan perdry saam met enige militêre mag nie. So jy moet dit in konteks sien. Breinperde, Boere-Afrikaner leiers, en sy sieninge is ook daarby, sy blou perd. My veldskoene gaan uit my voete, en ek trek nuus aan. Dis die verandering van die Jan Smuts regering. Nou verduidelik ek so een en ander 15, ons is in groot moeilikheid. Nee, nie 15 nie, daai moet ek uitgehaal het. Nou verduidelik ek so een en ander. Ons is in groot moeilikheid. Hy verduidelik dit vir al die mense. Ons is in groot moeilikheid. Die varke is die Engelse in ons land. Vark word altyd, jy kry 'n wit vark en jy kry 'n swart vark. In ons tyd is 'n wit vark een van ons mense wat vir ons besteel en belieg het. Nee? Of hy het in hierdie land gekom en hy het groot geld hier gesteel en hy het probeer waai. Hy's 'n vark. En die swart vark is dieselfde ding. Varke is kapitaliste. Nie kapitalis in 'n goeie sin, nie kapitalis in 'n slegte sin. Oom Niklas sien hulle as varke omdat hulle altoos met vuil werk besig is. Hulle is die hele tyd besig met vuil werk. Skelm, konkel, korrup. Hy sê daar is 'n draad. Dis 'n soort beskerming vir hulle, sê hy. 'n Linie, onthou die draad is 'n linie. Dis iets wat toemaak, of iets wat iets afsny, 'n draad. Jy loop teen die draad vas. So dis iets wat hulle beskerm. En hy sê so, daar is 'n draad. Dis 'n soort van beskerming vir hulle. Die gemetselde voor is niets. En dit is in verband met oom Niklas se voorspellings, vertroubare nuus. Daar kom die antwoord van die gemetselde voor uit. Toe ek het vir julle verduidelik van die gemetselde voor, dis nuus. Jy kry die voor, dis nuus. Jy kry die water wat in die voor afloop, die tipe nuus wat kom. Wanneer die voor 'n dam word, is dit verdomp baie nuus. Nee? En dan is daar 'n damwal wat hierdie nuus vashou. Sien julle die prentjie, hoe dit gaan? Goed, 1 Oktober, sê hy is die begin van Engeland se ondergang. Het Engeland heeltemal ondergegaan? Nee. Maar hulle het pyn gekry in al twee wêreldoorloë en hulle het nou weer pyn. Miskien gaan hulle nou onder. Ek het 'n stuk gesien op die internet, op YouTube van Piers Morgan, waar hulle praat met die moslims en sulke goed. En hoe Engeland eintlik geval het vir die moslim. Kyk wat sê hy so. Die stig van bougenootskappe en onderhandelings lei tot niks. Waar is ons bougenootskappe van vandag? Hy sê, trek maar 'n streep deur die fyn belyende oorlogsplanne. Trek maar 'n streep daardeur. 'n Span osse van Duitsland trek op saam met 'n maat. En die appelblou perd is baie vet. Onthou julle die appelblou perd, ons het hom hier bo iewers gehad. Net gou hier bietjie boontoe gaan weer en kyk of ek hom kan kry. Ek dink dit was in brief 1. Die appelblou perd. Dit was nie die ontaarde Afrikaner nie. Ek sal weer die boontoe moet gaan, ou kan nie al hierdie goed onthou nie, maar ou probeer maar. Maar die appelblou perd is weer daar besig. En die perd is baie vet. Blou het ons gesê was die kleur van Duitsland geweest, maar die appelblou perd. Wag, kom ons kyk of ek dit kry. Kom ek gaan gou vinnig hier boontoe. Na my woordeboek. Ek het gekyk daar by perde. Kom ons kyk gou hierso, MNOP, ek is nou by L. OP, hierso. Perde.
die appelblou perd waarvan hy praat, is Duitsland wat verloor het en in die bos verdwyn. Dit is soos gegee aan Dr. Rousseau. Dit is Duitsland wat verloor het en hy verdwyn in die bos. Dit is die Eerste Wêreldoorlog. Dit is die Eerste Wêreldoorlog. Die perd het baie vet geword, in ander woorde is die einde van die oorlog. Hy was die einde van die oorlog gewees. Is nog perde in die derde brief. Toe Duitsland oorgee, toe sien oom Niklas 'n blou perd raak in Duitsland weg in die bosse. Daar is die antwoord. Flip het, ek blaai boontoe en daar is die antwoord. Nou tree Duitsland sterk op teen Engeland. Engeland is aan die sterf, die vark word verder bewerk, ons moeilikheid word baie groot. Daar kom verandering, die koring en die hawe, die Engelse word uitgesif, die vloer is skoon. Ver in die noorde in Amerika, ons son skyn helder omtrent, vol besonderhede, hoe die kinders van oom Niklas in die kamp beland het, en hy en sy vrou nie. Het vereis 'n lang uitleg, op versoek van julle later, so daar sal later deur Boy Moesman 'n uitleg kom, dalk is dit in ons argiewe. Die koring is die Afrikaners, die milies die Engelse, die kamp is die blinkdraad, nuwe draad, ons interneringskamp. Van Durban kom die boerkommando's terug, dan is ons land skoon van Engelse. Oom Niklas se perd van Kraaipan is ook by, oom Niklas se voorspellings is volvoer. 'n nuwe loopbaan tree in. Boy Moesman, Anton wat sê, Lisel, goeiemôre. Sien julle hoe verduidelik die briewe sekere goeders? En hoe die briewe vir jou sê en wat 'n tydperk het plaasvind? En wat gebeur het? So hierdie is 2021, hierdie is die Eerste Engelse oorlog teen die Duitsers. Daar die Eerste Wêreldoorlog wat gekom en gegaan het. Waar is ons nou? Brief 3. Waarde vriend, is interessant hoe hulle briewe geskryf het daai tyd. Vandag lees ek in die Transvaler 2 artikels waaroor ek graag 'n artikel in die Transvaler sou wou skryf, maar ek glo nie dit sal opgeneem word nie. Die een is twee hoofletter V's, VV. Deur nie blankes oorheers. Die ander is, nie blankes bewapen vir Engeland se hulp en besparing van Engeland se seuns. Kyk wat gebeur hierso. Swartes, bruines, moslems gaan beklei vir Engeland. En Engeland se seuns word gespaar. In die Eerste Wêreldoorlog weet ek nie baie daarvan nie. Maar ek weet in die Tweede Wêreldoorlog is swartes ingespan. In Suid-Afrika, kleerlinge is ingespan in Suid-Afrika. Ons het 'n kleerling maggie gehad daai tyd ook. En wat ook saam gaan beklei het in Abyssinie, Ethiopië, Italië, kleerlinge wat saam gaan beklei het vir hierdie land. Ons weet van die negers van Amerika wat gaan beklei het in Europa vir Amerika. Van hulle het gevlieg, van hulle was kommando's gewees. Ja, as jy oorlogsgeskiedenis ken, dan sal jy dit weet. En hierdie is, en Boy wou hieroor geskryf het, maar hy het nie gedink het sal so goed gaan in die koerante nie. Hulle gaan nie vir hom luister wat hierdie goed aanbetref nie. Sien dit in verband met die bewapening in Afrika van nie-blankes gesien, 'n span swart osse wat hier in die noorde inspan. 'n Span swart osse wat hier in die noorde inspan. Hulle horings is skerp en kyk hierheen na die suide toe. Wag 'n bietjie. Nou moet ou kyk waar speel hierdie af in die geskiedenis. Het ons swart osse gehad in die noorde van ons land, wat op een of ander tyd vir die Suid-Afrikaanse weermag hierso 'n probleem kom gee het, of hulle was 'n probleem gewees. Toe ek in die militêr was daar nie so iets gewees nie. Ek onthou ons het opgery na die grens toe van Zimbabwe. Ek is deel van die mag wat na my grens daar en so aan, hier na die einde van my militêre loopbaan, toe het ek opgebeweeg met 'n eskadron daar van 2 spesiale diensbataljon Zeerust. Ons het eers Pretoria toe gekom en ons het die Afrika state hierso, die Afrika dorpe wat ook al
omsingel en begin skoonmaak. En toe het ons opgebeweeg noord. Ons het na die Zimbabwe se grens toe gegaan. En ons het daar so net 'n skynaanval op die grens gedoen. Net met die eskadron. Net om vir hulle te sê, moenie eens dinkie Mugabe. Dit het ons gedoen. Nee, dit het ons gedoen. Party van die mense sal daai ding kan onthou. Maar ons het nog nooit 'n groep swartes gehad, wat hulle self reggemaak het, om te beklei hier na die suide toe nie. As iemand enigiets anders te weet, help my reg. Maar die was nog nooit so iets wat my kennis aanbetref nie. Nee? Maar nou kan ek vir julle iets vertel. Kyk nou wat sê hy verder. Dan gaan ek julle vertel. In Indië sien hy 'n geweer uitkom en die kom sommer naby dat hy sien dat hy in die geweer se bek kyk. Dis toekomstige tyd. Indië het nog nooit vir ons probleme gegee op so groot skaal nie. So dan moet 'n rede wees hoekom hulle hierdie kant toe wil kom om vir ons probleme te gee. En daarom het ek al genoem ons vyand is nie die swartes nie, ons vyand is China en Indië. As gevolg van hierdie profetiese woord. Hy sien 'n geweer uitkom en die kom so naby dat hy sien in die geweer se bek kyk. Hier by ons in die noorde val 'n emmer bloed om. Hier by ons, in die noorde kant van ons. Ons is in die weste. Hier in die noorde kant van ons val die emmer bloed om. Waar het ons gesê val die emmer bloed om? Lichtenburg se wêreld. So hierdie speel af in die tyd van waar die emmer bloed omval. En die Indië situasie is eers daarna, want hulle het nou nog nie vir ons probleme gegee nie. So waar kom die swart osse in? Een van die ouens wat ek geteken het, alliansie geteken het, is koning Makikele. Koning Makikele besit basies. Ek dink, wat is daai saai daar net die kant van Phalaborwa of Hoedspruit tussen Phalaborwa en Hoedspruit? Kan nie onthou of het 3 saai of 6 saai is nie. Maar vandag in militêre terme, die basis wat daar lê en die militêre lede wat daar is, behoort aan koning Makikele, in die sin van, hulle is aan hom onderdanig. Hulle is aan hom onderdanig, en hulle is deel van die alliansie. So hoe gaan hierdie uitspeel? Hulle kyk sy. Waar begin ons optrede? Lichtenburg, ons beweeg af Prieska toe. Waar begin ons optrede? Prieska, die suide. Noorde van Kaapland, suide, nie die noord-noorde nie, julle weet wat ek bedoel, hier in die middel rond. Prieska, suid, en dan beweeg ons op. Uit die noorde uit en uit die suide uit. Sien julle hoekom alliansie belangrik is? Ek doen nie alliansie omdat ek graag wil alliansie doen nie. Ek maak alliansies omdat dit geprofeteer is. Dit is geprofeteer. Ek moet klaar maak, ek is klaar oor 8. Nou sê Boy Moesman, so ek dink ek het dit aan u geskryf, of weet ek nie. Hoe donker dit hier by ons sal word in die toekomstige oorlog. Hoe donker dit hier by ons gaan word in die toekomstige oorlog. So is nog nie daar nie. Daar is 'n dik vet swart perd en 'n vuil geel perd. En hy sê dit baie duidelik. Die dik vet swart perd en die vuil geel swart perd. Hy sê dis moeilikheid met die kaffers en die koelies. So een of ander tyd gaan ons probleme hê met Hindustanis, dat Indië hierdie kant toe wil kom. En ek het 'n idee wanneer dit gaan wees, man. Wanneer ons die land begin skoonmaak van al hierdie ongoddelike gelowe. Met die stigting van die Volkebond sê oom Niklas, hy sien mense is besig om 'n waase wiel se band oor te trek.
Hy sê eers was die band te klein. Hy sê dit gaan nie werk nie, man. Toe hulle uiteindelik die band oor het, toe die wiel nie eens meer 'n naaf nie. Met ander woorde, hulle moes hierdie ding modify om hierdie volkebond. Wat 'n volkebond is dit waarvan hy praat? Jesus sê Moesman, daar het jy nou die hele beskrywing van die volkebond. Is dit nie die broederbond waarvan hy gepraat het nie? Die volkebond. En kyk wie dit gedoen, kyk wie dit begin. En ek sê ek het in my boek wat ek sê die kerk in Omsiener het ek hierdie goed baie mooi beskryf. Oom Niklas sê op die plan van generaal Smuts wil die geallieerdes 'n volkebond stig, maar die volkebond moet bestaan alleen deur lede van die geallieerdes. So van watter volkebond praat hy nou van? Hy praat van die Verenigde Nasies, NATO. Wil dit nie 'n NAF nie? Is dit nie interessant nie? NATO. Maar Smuts is betrokke daarbey. Hulle vind dat die volkebond is ondoeltreffend. Toe is die band te klein. Die volkebond is ondoeltreffend, die band is te klein. Dit is nou in ons tyd. Ons sal verder praat oor hierdie volkebond. So hier in ons land het ons 'n broederbond gehad en in Europa het hulle 'n volkebond gehad, wat toe later die NATO geword het, né? Dis die United Nations, dit is dis NATO, want Smuts was deel van dit. Smuts was deel van die stigting van daai goed gewees. So dit vertel vir julle, hierdie gee vir ons 'n oorsig van wat die wiel beteken, en wat 'n naaf beteken, en wat 'n band beteken, en hoe dit iets groots wat gestig moet word, maar wat nie, in hierdie geval, nie werk nie. Nee? Of die wiel wat van die wa afgeval het. Dit is 'n persoon ook, kan 'n persoon ook wees, of 'n leier van iets, wat nie kon saamwerk nie, soos ek aan julle verduidelik het. Maar dit is waar ons is. Hierso, ons is nou in brief 3. Ek hoop julle vind dit interessant, dat hierdie goed, en ek hoop dit begin vir julle sin maak, hoe hierdie goed inpas. Die geheimenis van die profetiese woord, eerstens, Heilige Gees. Dan moet jy verstaan hoe dit werk. Dis soos wat ons geleer is in die weermag. Wanneer jy na iets kyk, voorgrond, middelgrond, afstand. Onthou julle daai? Voorgrond, middelgrond, afstand. In die profetiese rede is dit verlede tyd, nou, toekomstige tyd en verre toekomstige tyd. Dis hoe Siener dit gesien het. En nou moet ons verstaan, waar is ons nou? Ons is nou in sy toekomstige tyd. So ons is nou voorgrond. Middelgrond is die verre toekomstige tyd. En dan afstand, Vader alleen weet. Maar toekomstige tyd is ons vryheid. Prys die Here, man. Hierdie goed val in plek, stadig maar seker. Goed. As julle nog nie aangesluit is by die Federale Alliansie nie, en dis 'n klomp van julle wat nog nie aangesluit is nie. Sluit by ons aan. Ons werk aan 'n plan. Dit is 'n plan wat nie gaan verander nie, en dit sal uitspeel. Dit moet. Dit kan nie anders nie. Dit moet. Nee? Ons is vryburgers. Nee, Elmo, ons is vryburgers, man. Al bly jy daar in die Kaap, jy is 'n vryburger. Anton, ons is vryburgers. Julle moet, die einde van die week, volgende week moet julle in julle pos kyk. Julle sal julle goodies ontvang. Ons is vryburgers. Dan is ons boere, boere-Afrikaners, Afrikaners, Engelse, Portugese, almal wat hierdie land wil opbou. Almal wat hierdie land wil opbou. In alle fasette. En saam met God maak eendrag mag, as die ander manier nie. Julle moet 'n fantastiese geseënde Woensdag hê. Ek is so entjie ver. Mense, julle weet nie, ek is so entjie ver van klaar met hierdie toep. Al wat ek nou moet doen is, ek moet net die deur oopmaak na die globale betalings toe. Die vet weet ek is naby. En dan moet as 'n paar ander goedjies wat moet ingeskakel word, dit gaan my nie eens 'n dag vat nie.
maar is 'n paar goedjies wat moet ingeskakel word. En dan is dit die finale bou op die groot platform. Dit vat ook nie 'n dag nie. En hopelik sal dit kom sonder enige probleme, want ons probeer die probleempies nou al uitsorteer, die haakplekkies. En dan is dit die launch. En dan vertrou ons vir Vader om vir ons die leiding te gee en die oop deure te gee. Ons het al reeds 'n oop deur in Nieu-Seeland. Ek wil net vir julle sê, ek het al reeds 'n oop deur in Nieu-Seeland. Ek weet nie of julle die Devlin Rugby podcast ken nie, maar Devlin is in, Martin Devlin. Hy gaan ons toep adverteer en sy sport podcast is heel bo op ons bladsy. So hy kry eerste opsie, as iemand wil gaan kyk wat daar aangaan en wat hy te sê het. En hy doen 2 of 3 keer van die goed per dag omtrent. Hy is lekker aan die gang. En hy het so 24,000 kykers. Ons kort net 1,000 van daai Nieu-Seelandse kykers, dan is ons al lekker aan die gang alreeds. Né? Goeiemôre Joey. Jy's 'n bietjie laat vir Vrydagoggend. In elk geval, alles wat mooi is vir julle weet mos.